Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus. Ek begin met hierdie woorde nie omdat dit oulik klink of mooi kerktaal is nie. Ek begin met hierdie woorde want dit is 'n erkenning van ons identiteit. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus. 'n Erkenning van ons identiteit. Dit is 'n herinnering aan en bevestiging van die woorde van ons teksvers. Christus is die kerk se fondament, haar hoeksteen. Die kerk is sy bruid. Sy vind haar oorsprong, haar behoud, haar vooruitgang en haar lewe, alles in hom. Hy is die fondament. Dis ons fokus vanoggend, maar meer nog gemeente soos dit ek graag aan u wil wys uit die teks, dit moet deurlopend ons fokus en vertrekpunt wees. Ons motto of ons slagspreuk, om dit anders te sê. Ons is 'n gemeente wat gebou is op 'n vaste fondament. Dit is wat die stad, die dorp Delmas moet weet van die gereformeerde kerk. Ons is 'n gemeente gebou op 'n vaste fondament, ons Here Jesus. Ons anker onsself in die suiwere verkondiging en getroue uitlewing van die woord. Dit is gereformeerde kerk Delmas. Paulus is hier juist besig om dit aan die gemeente in Korinthe te verduidelik. Hy illustreer dit met 3 beelde. Die kerk noem hy God se saailand, sy landery. Hy noem dit ook God se gebou of bouwerk. En dan laastens sê hy ons is God se tempel. Die kerk is God se tempel. En dan telkens val die klem op God. God se landery, God se bouwerk, God se tempel. Alles begin by hom, alles het sy oorsprong in hom en alles is tot sy eer. Daarom ons tema vanoggend, geplant in Christus, gebou op Christus, getrou aan Christus. Om ons tema uit te brei het ons 3 punte waarby ons stil staan. Eerstens saaiers in God se landery, tweedens bouers op God se fondasie en laastens getrou aan Christus. Eerstens saaiers in God se landery. Ek wil nie te veel tyd afstaan in die konteks waarin ons teksgedeelte val nie, maar ons moet wel vinnig noem of kennis neem van die volgende. Paulus skryf hierdie brief aan 'n kerk in die stad Korinthe. Nou, met sy tweede sendingsreis, so amper 20 jaar na ons Here weer opgevaar het na die hemel, het hy hierdie gemeente in hierdie stad gestig, die gemeente in Korinthe. En na hy daar weg is, was daar ook ander wat daar gedien het. Ons hoor van Apollos en Cephas, onder andere in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Wat echter gebeur het, is dat sommige van die gemeentelede, eintlik heel wat, meer van die een as die ander gehou het. Of het nou was omdat hulle meer van die een se prediking, of sy persoonlikheid, of sy pastorale aanslag, of sy uitlegvermoë, of sy welsprekendheid was, dit word nie ons gesê nie. Ons weet wel, waar die mens betrokke is, daar is die sonde verseker ook betrokke. In ieder geval was daar verdeeldheid of tweedrag in die gemeente. Jy weet toch hoe dit gaan, gemeente. Die een dominee word vergelyk met die ander een. Ons wens die een dominee kan bietjie meer inpas en betrokke wees by ons, met die volgende dominee wens ons hy wil toch net 'n bietjie minder by ons inneem. Die een reël veel te min by inkomste en die volgende een wil toch net nie ophou nie. Die een preek veel te kort of bombasties en die volgende een sis ons aan die slaap in die banke. Paulus is hier onder leiding van die Gees besig om ons hieroor aan te spreek. Ons verdeeldheid en ons menslike versinsels. Hy spreek ons aan oor ons materiële en oppervlakkige loyaliteite aan dinge en mense. En hy spreek ons aan oor ons gewoonte om so vinnig sig te verloor van dit wat waarlik belangrik is. Maar om sê hy dan uitdruklik dat die kerk aan God behoort. Nie aan die dominee nie aan die ouderlinge of die diakens nie, ook nie aan die kommissies nie, en ook nie aan die lidmate nie. Dit is God se. Christus is die fondasie waarop die kerk gevestig is. Die kerk as geheel en ook hier plaaslik in Delmas is God se eiendom. Hy het dit gestig. Is gebou op Christus. Of in die beeld wat Paulus hier gebruik, eerstens
Dit is God se landery, sy grond. Inderdaad, soos Paulus sê, daar is iemand wat die kerk hier in Delmas kom plant het. Iemand het die kerk hier kom plant. En daar is vele daarna wat kom water en kos gee het. Maar daar is net een aan wie dit behoort. Net een wat laat groei. Trouwens, in onsself behoort ons dit ook ten diepste te weet, dat ons nie by magte is om enigiets te verrig sonder God wat die middele en gawes gee nie. Sê dit ook gesin, dat bouers bou al wat hulle kan. Hulle gaan nergens kom as die Here dit nie seën. Jy ken dit ook al te goed hier in Delmas gemeente. Die beeld van 'n landery wat Paulus hier gebruik is vir jou so tasbaar soos die banke waarop jy sit. Hoeveel keer in 'n jaar word jy nie daaraan herinner dat jy arbeid en jy opbrengste op die plase onderhewig is of in totale afhanklikheid is van son, wind en weer. Alles dinge wat die Here alleen oor regeer en bestuur. Dat mens dink aan Job, die boek Job, waar die Here vir Job vra of hy die wolke kan beveel en vir hulle kan sê, jy moet daar oopbreek en jy moet daar oopbreek. En hy vra vir Job, kom die weerligstrale uit na hom toe om vir hom te vra, waar moet hulle gaan slaan? Hoeveel van julle, ons nog nie lank hier nie, maar hoeveel van julle het ek nie al van gehoor wat gesukkel het in die laaste tyd om kuilvoer gesluit te kry om julle oeste in te bring as gevolg van al die baie reën in die lande wat nat is. Hoeveel slapelose nagte gaan verby as gevolg van omstandighede buite ons beheer. Getrou het julle die land bewerk, getrou het julle geplant, water gegee, maar sonder twyfel weet julle dat die Here alleen laat groei. Hy besit alle dinge. Hy hou die hele kosmos in die holte van sy hand. Dit behoort aan hom. Dis die beeld wat Paulus hier gebruik. Die kerk is God se landery, sy grond. Ons is net plaaswerkers, grondarbeiders, medewerkers van God in die woorde van Paulus. Besef ons dit ten diepste? Besef ons, ouderlinge, dat ons regeer en dat ons huisbesoek doen en leer vanuit die skrif en vermaan en teregwys op heilige grond. Nie ons eie grond nie, op heilige grond. God se. Diakens, besef julle dat julle nie blote liefdespreekies doen nie, maar dat julle besig is om die liefde en nabyheid van Christus op tasbare wyse uit te deel aan God se medewerkers. Aan Christus se bruid, heilige grond. Besef ons gemeente dat ons landbouers is van God, dat ons sy grond bewerk, nie ons eie nie. En Paulus probeer oor my volgende beeld, hy noem die kerk die gebou van God, met een vaste fundament, Christus. Nou dit is die kerk se vertrekpunt, dis haar wegspringblokke. By die fundament moet ons bou. Paulus beklemtoon nog 'n keer hier dat ons alleen op Christus mag bou. Nie op mense of op dinge nie. Nie hierdie of daardie dom nie. Die fundament is gelê. Christus. Dit is die fundament. Ons moet net verder bou. Dan kom daar nog vermaanings uit Paulus se pen. Eerstens net 'n logiese gevolgtrekking. As jy probeer om 'n kerk te bou, gemeente, wat nie Christus as fundament het, dan is jy nie by magte om jou bouwerk 'n ware kerk te doen. Ek kan nog sterker sê, ons moet dit nog sterker sê, dan is jou bouwerk in die eerste plek nie 'n kerk. Want dit het nie Christus as fundament nie, en daar is net een fundament vir die kerk, Christus. As jy enigiets anders bou, dan het jy 'n instansie en 'n versameling van foefies. Dis 'n gruwel in die oë van die Here, dis duidelik. Paulus is ek nie besig om allerlei sektes hier aan te spreek nie. Hy praat hier direk met die kerk van die Here. Hy skryf aan die gemeente in Korinthe. Daarom waarsku hy, elkeen moet let waarmee hy op die fondasie van die kerk bou. En hier moet ons die 6 verskillende boumateriale wat hy nie letterlik opneem nie. Het gaan nie oor die fisiese materiaal waarvan die kerk gebou gemaak is nie.
gaan nie oor die fisiese gebou nie, maar oor Christus se bruid, sy skat, sy uitverkorenes geweer en sy bloed betaal het. Uiteindelik tref Paulus blootlik 'n onderskeid tussen twee tipes boumateriaal. Kosbare, diersame materiaal aan die een kant en 'n goedkoop, tydelike materiaal aan die ander kant. En dis waarop ons moet let. Waarmee bou ons op die eiendom van die Here? Vermaning en waarskuwing kom dan ook helder en duidelik vanaf Paulus, daar in vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Mense, die Here praat met ons vandag hier in Damas, deur hierdie teks ook. Elkeen van ons se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. Gewigtige realiteit waaraan ons elkeen herinner word. Uiteindelik is die beoordelaar van ons doen en later nie die kerk, nie die wêreld of mense nie, maar God self. God self toets elkeen se bouwerk. Hy wat ons gevorm het, hy wat ons gedagtes ken, hy vervoer wie ons nie kan wegkry. Jy sien gemeente, die verkondiging van en die bediening van Christus en getrouheid aan die uitsprake van die skrif en die regering van die kerk volgens Christus se insettinge moet sentraal staan in ons identiteit as gemeente. Ons moet nie bekend staan as die kerk met die oulike bazaar nie. Ons kan net reg bou indien ons die woord van God, in die woord van God geanker bly. Baie van die ander dingetjies waarmee ons osself al besig hou in die kerk is tydelik. Hou nie stand tot in ewigheid nie. Ek het gister ook gehoor, Jesaja 40 vers 8, die vers, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. Die mens en alles wat hy doen, dit vergaan. Ook Psalm 119 waaruit ons saam gesing het, daar leer die woord ons, daar leer ons dat die woord ons rigtingwys is. Die woord is die lig vir ons voete, die lamp vir ons pad. Vers 105, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hy wys vir ons die regte pad aan. Hy wys vir ons hoe en wat ons moet bou. Maar logies gemeente, hoe gaan ons die pad sien? Hoe gaan ons weet waar dit vir ons veilig is om ons voete te plaas? As ons die woord nie ken. As die woord nie sentraal staan. As ons nie volmaak met die woord nie. As die woord nie ons rigtingwyser en ons lig is nie. Hoe gaan ons weet wat om te bou as die woord nie sentraal is in ons midde nie? Toch val ons baie keer in die lokval. Ons probeer die kerk soos 'n instansie hardloop of 'n besigheid. Hoe baie het ons nie al gehoor dat die kerk nie genoeg voete lok nie. Hoeveel kerk het ons al gesien wat probeer om aantreklik te wees vir die samelewing. As ons hierdie en daardie verander, dan kan ons dalk 'n paar mense weer inbring. Dan kan die mense ons dalk weer raak sien. Hoeveel keer het ons al gehoor en het ook by onsself gesien dat ons die eise van die Here versag of verdraai. Baie keer in die kerk verdraai ons nie die eise van die Here nie. Ons versag dit net 'n bietjie. Altwee is 'n gruwel in die oë van die Here. Dan doen ons dit sodat ons nie mense kwaad maak of dalk wegjaag nie. So vinnig word dit duidelik dat ons banger is vir mense as wat ons is vir die almagtige God. Ons Here Jesus waarsku ons hierteen, die gelykenis van Jesaja, hy sê met sy eie mond, hier op aarde toe hy hier was, dat daar waar die woord van God gesaai word, gaan daar sommige wees wat daarin lewe vind, maar gemeente, daar gaan verseker sommiges wees in wie die woord geen standvastige wortel gaan skiet nie. Ons moet nie verbaas wees as die woord sommige mense wegjaag nie. Nie verbaas wees dat wanneer ons die woord suiwer verkondig, dat daar mense is wat wegloop nie, dat hulle kwaad word nie.
nie skrik en reteleer wanneer mense kwaad raak oor die waarheid nie. Ons Here het lankal gesê, dit gaan en sal gebeur. Ons opdrag bly duidelik. Verkondig Christus. Die Here praat weer duidelik met ons vanuit 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 uit die 2020 vertaling. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Verkondig die woord. Hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurleering. Dit is ons taak. Daar kom 'n tyd, en die tyd is hier gemeente, daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte gaan soek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Daai tyd is hier. Dringende oproep tot volharding en suiwere verkondiging van die woord. Maar dan is ook pas op dat ons nie in die lokvaltrap van bloot besig wees. Word gesien hier in die dorp, ons reël allerhande dinge, ons is so besig hier by die kerk. Pas op vir die lokval van besig wees. Soos om met hout en mooi te bou aan die kerk. Hierin lê daar weer 2 gevare. Eerstens die gevaar dat ons onsself besig hou met 'n klomp dinge en planne wat ons as kerk bedryf, kommissies, uitreike, projekkies, verkope, kompetisies, gemeenskapsprojekte, koffiedrinke, noem maar op. Uiteindelik is ons so besig met dinge dat ons sentrale fokus verloor en afsteek. Presies soos ek al prediker al gereeld gesê het, ons raak soms baie besig met die dinge van die Here. En intussen vergeet ons die Here van die dinge. Baie besig met die dinge van die Here, intussen vergeet ons die Here van die dinge. Ook ons besig wees in die kerk kan ontaard in sonde, as dit begin sentraal staan. Ons lyk dalk vir die omgewing baie aktief en lewendig, maar in werklikheid het ons ten diepste ons identiteit verloor. Dit wat ons in die eerste plek 'n kerk maak. Ons geskarrel en ons besig wees kan dan net so goed geklassifiseer word as luiheid en vermyding. Ons lyk besig, maar wat doen ons in effek? Ons doen eerder die makliker dinge as wat ons die moeilike dinge doen, daardie dinge doen wat saak maak. Dit is baie keer moeilik om die woord te verkondig. Nie 'n versagte of 'n verdraaide woord nie, die woord soos wat God hom gegee het. Dit is moeilik om te staan vir wat reg en waar is en nie in te gee wanneer daar gespot en beledig word nie, wanneer die emosies opvlam nie, wanneer mense kwaad raak nie, wanneer mense sê hulle gaan dood nie. Dit is moeilik om deurlopend die sondes in ons eie midde aan te spreek en te sê, maar kyk wat gaan hier aan. Hier by ons, in ons midde. Nie daar nie die kerk daar op daai hoek en die kerk daar agter in die dorp nie. Kyk wat doen hulle nie. Wat doen ons? Dit is moeilik om hand in eie boesem te steek. Dit is moeilik om keer op keer terug te roep na die waarheid. Dit is moeilik om vermaan te word en gedurig teen die sonde te stry. Dit is ook baie keer moeilik om jou broer of suster in Christus wat 'n paar banke voor jou in die kerk sit opreg lief te hê. So dan word ons besig. Ons vermy die moeilike, ons doen die maklike. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, gemeente. Ek sê nie dat die kerk niks van hierdie dinge mag doen, of dat dit op sigself sleg is nie. Uitreike, gemeenskapsprojekte, gemeentekuiers, al hierdie dinge is op sigself nie 'n sonde nie. Inteendeel, as die kerk waarlik lewendig is in Christus, as sy Christus as haar fundament erken en op hom getrou bou met kragtige woordverkondiging, dan is sy betrokke by allerhande dinge. As ons van binne af
getrou ons bekers opvul met die woord. Van nature loop daardie beker dan ook oor, nie net na almal in die gemeente nie, maar ook na die wyeer gemeenskap. Na gemeenskapsprojekte, na die ander kerke, na hierdie en daardie instansie. Maar moenie besig wees nie. Ons is nie 'n kerk wat wil besig wees nie. Ons wil nie besig lyk vir die ander mense nie. Ons wil geken word dat Christus ons fondasie is. En dat die woord hier getrou verkondig word en die ander dinge vloei daaruit. Dan bring ons ook kort na ons laaste gedeelte van die teks. Paulus het ons deur twee beelde gevat, die kerk is God se landery, beeld wat jy baie goed ken, kerk en die kerk is sy gebou. En dan net om die spyker finaal in te slaan, eindig hy deur te sê dat die kerk net sonder enige gebou is nie, dit is die tempel van God. Nou hieraan kan ons nog 'n paar preke skryf, want die tempel het besonderse waarde. Uiteindelik gaan ons net sê, die kerk is die tempel van God, die ware kerk, die kinders van die Here, is die tempel van God. Daarmee sê hy, die kerk is heilig. Christus self versamel haar. Hy het vanuit sy heerlikheid afgekom aarde toe, homself verneder, blootdeurnek mens te word, en hy het homself verneder hier op aarde, hy is gespot, en hy het gesterf, sodat hy sy kerk kan versamel. Hy het sy kerk self kon versamel, en hy het al dier gekoop. Hy het die bruidsprys met sy eie liggaam en bloed betaal, om haar sy bruid te maak. Dit is syne. Dit is sy bruid. Hierby moet ons gereeld stilstaan, gemeente. Weer eens kom die herinnering, die kerk is 'n unieke entiteit in die wêreld. Dit mag nie vergelyk word met 'n blote instansie, of 'n besigheid, of 'n welsynsorganisasie. Die kerk is heilig. Sy is afgesonder vir God. Haar loyaliteit lê nie by mense nie, maar by God. Die Heilige Gees woon in sy kerk, lees ons ook. Die Heilige Gees woon in sy kerk, en daarom moet ons getrou bly aan die Here en sy woord. Daarom hanteer ons haar met respek en sorg. Ons lol nie met die Here as 'n woonplek nie, gemeente. Sy is kosbaar, sy is duur gekoop. Paulus draai dan ook die doekies om wanneer hy die waarskuwing gee in vers 17. As iemand die tempel van God skade aanrig en haar skend, dan sal God self daardie persoon skend. As die kerk die heilige woonplek is van die Gees, dan sal hy verseker ernstig omgaan met die een wat dit skade aandoen, met die een wat dit korrup maak. Die Here laat nie met ons spot nie, Galasiërs 6, en verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God, Hebreërs 10. Gemeente, om dit alles weer by mekaar te bring, die kerk kan en mag net een basis hê, Jesus Christus, ons onwankelbare fundament. Ook ons hier in Delmas. Ons is deel van God se landery, sy gebou, sy tempel. God verklaar sy kinders hier as heilig. As ons saai in hierdie landery, dan maak ons seker, ons maak dubbel seker dat ons by die onvervalste saad van die woord saai. Nie verdraaide of versagte uitsprake van die Here nie. Die suiwere woord. As ons bou, dan bou ons op die fundament met kosbare stene wat die toets van tyd sal weerstaan. Sal ons nie besig met menslike versinsels of wêreldse wysheid nie. Ons pas op dat ons nie die kerk probeer dryf soos 'n besigheid, sodat ons boeke mooi klop aan die einde van elke jaar nie. Maar eerder sorg ons daarvoor dat die woord verkondig kan word. Ons maak voorsiening dat die woord altyd in ons midde verkondig kan word. Ons waak daarteen dat daar verdeeldheid ontstaan in ons midde weens hierdie of daardie persoon. Die of daai ouderling, die of daai predikant, die of daai diaken.
Tweedrag is die werk van die Satan. Die Satan is daarop uit om die kerk te verwoes. Gemeente mag ons deurlopend onsself herinner dat elke diaken, elke dominee, elke ouderling bloot medewerkers is onder die autoriteit van God self. En as gemeente hou ons oë gerig op Christus, geanker in hom, met die woord as die lig van ons pad en ons rigting wyser na die ewigheid. Ons bou op hierdie aarde nie net vir nou nie, ons werk ewigheid. Ons het 'n stad waarby ons wil uitkom, die nuwe Jerusalem. Ons streef daarna om altyd getrou te bly aan die Here, want die Here seën die werk en inspanning van sy kinders. Aan hom behoort ons. So dit ook saam gesing. Die mens kan soeg en sweet, werk, vroeg opstaan, net sowel gee die Here dit aan sy bemindes en sy kinders in die slaap. Gemeente mag dit dan ook altyd deur ons strewe en vooruitsig wees om eendag die woorde van ons Here in Matteus 25 vers 23 en 34 te hoor. Mag dit ons strewe wees om dit uit sy eie mond te hoor. Eendag wanneer ons hom sien. Wanneer hy sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En kom, julle geseëndes van my Vader. Beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondweg en van die wêreld. Amen. Ons gaan antwoord op die woord van die Here. Ons sing daar vers 36, skrifruimte 36, vers 3 en vers 4. Ons sing dit op die wyse van Psalm 27 wat ons op laaste gesing het. Vers 4. Dis hulle wat op aarde rein voor God nou magtig kan verskyn. As eersteling aan God gewy en aan die lam deur loskoop vry. Agter die lam kom hulle aan, hul volg hom waar sy voetstap gaan. Skrifruimte 36 vers 3 en vers 4 en dan bid ons saam. Ons Vader,
dankie dat U woord aan ons gegee het. Dat U self daardeur openbaar, dat ons U daardeur mag ken. Ons dankie dat U met ons praat, dat U self met ons bemoei. Dat U self hier teenwoordig is deur die Gees om met ons 'n ontmoeting te hê. U ken ons swakhede, U ken ons sondes. En daarom wil ons nie maak asof ons dit kan wegsteek vir U nie, maar ons kom in nederigheid en vra dat U ons sondes genadiglik sal vergewe. Dat U ons swakhede tegemoet sal kom. Dat U deur die Gees in ons harte sal brand, sodat ons hoe langer hoe meer U van harte sal soek. Sal U ons deur U Gees lei, ons die rigting wys, sal U aan ons insig en wysheid gee. Dit alles sodat ons in die voetstappe, in die voetspore van ons Here Jesus mag volg. Die voorbeeld wat hy van ons gelos het hier op aarde. U ken ons elkeen se uitdagings. U weet al 'n week voor, 'n week vol uitdagings, 'n week ook vol vreugdes. Sal U met ons elkeen wees, ons elkeen dra, ons elkeen lei. Dat wanneer ons deur vreugdes gaan, dat ons mag sê, die Here is goed. Dat ons aan U die eer mag gee. En wanneer ons deur uitdagings gaan, dat ons mag sê, die Here is goed. Sodat ons aan U die eer mag gee. Mag ons hele lewe inrig tot eer van U naam. Wees met ons as gemeente. Bewaar ons daarvan om 'n ander fundament te probeer grawe. Bewaar ons daarvan om die fundament wat reeds gelê is te probeer weggrawe of te probeer bywerk. Bewaar ons daarvan om die verkondiging van die woord te versag of te verdraai. Help ons dat die woord sentraal in ons midde sal staan. Help ons dat ons geken mag word vir suiwere woordverkondiging, bediening van die sakramente en die dig. Help ons dat die woord ook in ons midde mag staan, binne in ons huise. Ons weet baie keer dat ons Sondag hier na die kerk toe kom en ons luister na die woord en deur die res van die week gaan ons Bybels skaars oop. As huisgesin van U, as huisgesin van God, kan ons nie net een keer 'n week op Sondagoggende die woord oopmaak nie. Daarom vra ons U genade, U seën en naam oor ons. Lei ons en versterk ons deur U Gees. Dit alles bid ons en vra ons in die naam van ons Koning, ons Verlosser, ons fundament, ons Here Jesus. Amen. As nie offergawes onder die erediens nie, dan by die deure hierna, die kollekte wat by die diakonie gaan. En dan sing ons nou weer saam. Ons sing laastens
saam vir ons Here uit Psalm 40. Ons sing daar vers 3, 4 en 5. Vers 4, net om die wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Here van ganse harte soek. Ek bied u hart en hande in willige offerhande. Al wat ek is met, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. Psalm 40 vers 3, 4 en 5. Ons gaan nie hier vandaan uit mekaar sonder God se seën. Ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.